Geseënde Kersfees. Mag die Here vir julle vandag seën. Of jy nou sê geseënde Kersfees, geseënde Christusfees, hoe jy dit ook al noem, dit gaan nie oor die semantics nie, dit gaan oor 'n kind wat vir ons gebore is, 'n seun is vir ons gegee, en die heerskappy is op sy skouers. En sy naam is Wonderbaar, Raadsman, Sterke God, Ewige Vader, Vredevors. Vanoggend vroeg, toe ek wakker word, toe sien ek weet nie, ek dink dit was Daniel gewees, ek is nie heeltemal seker nie. Iemand het iewers gesê, vanoggend of dalk gisteraan, dalk het ek geslaap toe dit deurgekom het, ek weet nie. The crypt is empty. The tomb is empty. The throne is occupied. Dis mooi, né? Dis beautiful. Ek het nou my beste Engels uitgehaal. Nou is my airtime op Engels verby vir die dag. Toe God inbreek. 'n weird tema. Toe ek het vir Shamaine sê, toe trek sy haar oë so skeef en sy kyk vir my, sy sê vir my, wat se prentjie het jy in jou kop? Ek sê van nee, design, gaan aan. Net nie liewe Jesus met 'n balaklawer en 'n 9mm nie, maar verder kan jy aangaan. Toe God inbreek. Kersfees is nie vir my 'n storie van 'n krib nie. Hierdie storie begin eintlik lank voor die krib al. Hierdie storie begin eintlik al in Genesis. Hierdie storie begin by die sondeval. Hierdie storie begin eintlik die dag toe Adam en Eva sonde gepleeg het en God sê, ek sal my seun stuur en hy gaan jou Satan se kop vermorsel, Genesis 3:15. Jy gaan hom in die hakskeen byt, maar hy gaan jou kop vermorsel. Daar was God se plan al in plek gewees vir Christus se geboorte. Christus was daar by die skepping. Hy het nie eers later gekom nie. Ek meen, gaan kyk na Genesis wat vir ons sê, dat hy sê, laat ons skep, laat ons mense maak na ons beeld en ons gelykenis, Vader, Seun, Heilige Gees. En so kan 'n mens aangaan deur die Bybel, en daar's baie plekke waar Christus selfs in die Ou Testament verskyn en is en teenwoordig is. En dan later word hy, Johannes 1:1 sê vir ons, in die begin was die woord en die woord was God. Reg in die begin was hy. En dan vers 14, hy het vlees geword en onder ons kom woon en dis Kersfees. Toe hy by ons kom woon het, toe hy 'n ander gedaante aangeneem het om Christus te word, die seun van God wat gebore is, en hy maak 'n inbraak op ons lewens. God maak 'n inbraak op die gewone lewe. Die lewe het aangegaan, besef julle dit? Mense het hulle eie business gebusiness, ek weet nie, is andersom nie, maar in elk geval, julle verstaan wat ek bedoel, né? Maar God breek in ons lewens. Kan jy imagine, die hele wêreld gaan net aan. Almal is happy. Ou Testament en almal dan dien hulle God, dan dien hulle die afgode, dan is hulle hier, dan is hulle weg in ballingskap en dit is chaos op die aarde. Onthou julle toe ons nou aandag gepraat het van die 400 jaar stilte. Vir 400 jaar praat God nie met hulle nie. En is joep stil en ewe skielik die eerste woorde wat gesê word is moenie bang wees nie. Ewe skielik verskyn God en hy stuur 'n engel om vir Sagaria te sê, moenie bang wees nie. Hy gaan na Maria toe en hy sê vir haar, moenie bang wees nie. En ewe skielik breek God in ons wêreld in, met hierdie gebeurtenis. Is dit nou op die 25ste Desember? I don't know, I don't care. Dit gaan nie oor die 25ste Desember nie, dit gaan nie oor 'n datum nie, dit gaan nie oor wie's reg en wie's verkeerd nie, dit gaan oor 'n Christus is gebore. Dis waaroor dit gaan. En weet julle wat, né? Mense sê ja, maar Christen moenie Kersfees vier nie, want dit is heidens en dit is die en daai. Dan sê ek vir hulle, weet julle wat, né? God sê vir my, verkondig Christus tydig en ontydig. As hierdie ontydig vir jou is, ek verkondig Christus. Ek wil eendag voor die Here staan en ek moet vir hom kan sê, Here, ek het elke geleentheid gebruik om Christus te verkondig. Want jy sien, Kersfees is 'n oomblik van konfrontasie. Dit gaan nie oor 'n krib nie. 'n Krib is 'n klein gedeelte daarvan. As ons gaan bly by liewe Jesus in die krib, dan mis ons die hele storie. Want Jesus het nie in die krib gebly en ek sê nie liewe Jesus op 'n manier van, maar kindertjies glo in liewe Jesus wat by die krib is. Ek as groot mens, as kind van God wat hom ken, wat 'n persoonlike verhouding met hom het, vir my gaan die storie verder as die krib. Dit gaan na die kruis toe.
Dit gaan na 'n leë graf toe. Dit gaan na 'n heerskappy toe. Dit gaan oor 'n opstanding. Dit gaan oor die Heilige Gees wat uitgestort is. Dit gaan oor baie meer. Dit gaan oor Christus wat gesê het, die engele wat gesê het, sien julle hierdie Christus, net soos hy nou in die wolke weggaan, so gaan hy weer terugkom. Net so. God maak inbraak op gewone mense. Hy maak inbraak op die geskiedenis, hy maak inbraak op onvolmaakte lewens. En as jy vanoggend hier so sit en jy sê, ek is onvolmaak, join the club, hier staan nog 'n ou. Maar ons het Christus nodig om ons volmaak te maak. Sy inbraak is nodig in my lewe. Hy moet inbreek in my lewe. Vier Kersfees, want dit moet iets in jou verander. Dis hoekom ek Kersfees vier. Ek vier Kersfees, want Kersfees het die wêreld verander. Die feit dat Christus gebore is, verander die wêreld. God het nie gewag vir perfekte mense nie. Hy het nie gewag vir 'n perfekte geleentheid nie. Hy het nie gewag vir 'n perfekte oomblik in die geskiedenis nie. Hy het die onvolmaakte geskiedenis gevat en dit volmaak gemaak deur Christus. Hy het nie gaan kyk na wat is volmaak voor hy werk nie. En as jy vanoggend hier so sit en jy sê vir my, Marius, ek is nie volmaak nie, dan wil ek vir jou sê, maar moenie wag dat jy volmaak word of alles weet voordat jy Christus toelaat om jou lewe te verander nie. Gaan na hom toe. Here, net soos wat u ingebreek het in 'n wêreldgeskiedenis, net soos u ingebreek het in 'n geskiedenis en dinge verander het forever. Kom maak 'n inbraak in my lewe. Kom verander my vir ewig en altyd. Ek wil vandag hê ek en jy moet Galasiërs 4 lees. Nie Jesus se geboorte spesifiek nie, maar ek wil jy moet saam met my lees in Galasiërs 4, net 4 versies vir eers. Hy sê daar vir ons, hy sê, laat ek net so staan. Hy sê, maar ek sê solank as die erfgenaam 'n kind is, verskil hy niks van 'n dienskneg nie, al is hy heer van alles. Maar hy staan onder voogte en bestuurders tot op die tyd tevore deur die Vader bepaal. Hy sê, so was ons ook, toe ons kinders was, in diensbaarheid onder die eerste beginsels van die wêreld. En dan kom die inbraak. Maar toe die volheid van die tyd gekom het, het God sy seun gestuur, gebore uit 'n vrou, gebore onder die wet. Toe die volmaakte tyd kom, toe het God dinge verander. Ek en jy was diensknegte, maar nou is ons kinders. Dis 'n verskil. En as ek 'n kind is ek 'n erfgenaam. Dan kan ek die ewige lewe erf in sy naam. Ek kan saam met hom in die ewige lewe wees. En dit is dis hoekom ons God dien. Want hy sê vir ons, hy skenk ons die ewige lewe. En nou dien wat dromme speel, dien het so mooi t-shirt, so rooi t-shirt, pas nou baie mooi en dan staan daar John 3:16. Want dis waaroor dit gaan. En ons almal ken vir John 3:16. Afrikaans is dit Johannes 3:16. Want so lief het God die wêreld gehad, dat hy sy enige gebore seun gegee het, sodat elkeen wat in sy naam glo, nie verlore mag gaan nie, maar die ewige lewe kan hê. En dis waaroor vandag gaan. Maar God breek in by gewone mense. Jy sien, hy het nie gewag vir perfekte mense nie. Jy sit volgende hierso en jy sê vir my, Marius, ek is net 'n gewone mens. Kan God by my lewe inbreek soos hy ingebreek het in die wêreldgeskiedenis in? Ja, hy kan, hy wil. Ek lees vir jou in Lukas 1:26 tot 33, lees ek vir jou die storie van toe God ingebreek het in Maria se lewe, 'n gewone mens. Sy was besig om 'n eie business te mind. Sy was net daar. Sy was hierdie jong meisie gewees. Sy was net daar gewees en sy het nie gaan soek na God eers nie. God het haar gesoek. God wag nie altyd dat ons hom soek nie. Hy wil hê ons moet hom soek. Kom ons lees gou. Hy sê, en in die 6de maand is die engel Gabriël deur God gestuur na 'n stad in Galilea met die naam van Nasaret. Na 'n maagd wat verloof was aan 'n man met die naam van Josef uit die huis van Dawid, en die naam van die maagd was Maria. En die engel het by haar binne gekom en gesê, wees gegroet begenadigde, die Here is met jou. Sjoe, geseënd is jy onder die vroue. Hoor hierdie inbraak. Jy sit hierso, jy mind jou eie business, maar ek kom na jou toe. Geseënd is jy. Wees gegroet begenadigde. Wow. Hy sê,
Toe sy hom sien, was sy baie ontsteld oor sy woord en het daaroor nagedink wat hierdie groet tog kon beteken. En die engel sê vir haar, moenie vrees nie, Maria, want jy het genade by God gevind. En jy sal swanger word en 'n seun baar en jy moet hom Jesus noem. En hy sal groot wees en die seun van die Allerhoogste genoem word en die Here God sal aan hom die troon van sy vader Dawid gee en hy sal koning wees oor die huis van Jakob tot in ewigheid. En aan sy koninkryk sal daar geen einde wees nie. God maak 'n inbraak op gewone mense se lewens. Gewone mense soos ek en jy. Ons sit daar en ewe skielik wanneer ek God gaan toelaat om in my lewe in te breek, gaan jou lewe weer dieselfde wees nie. Jy gaan verander, dinge binne in jou gaan verander. God kom en hy verryk jou deur sy inbraak. Gewoonlik as ek dink aan inbraak, dan verarm jy, né? As iemand by jou huis inbreek, verarm hulle jou. Wanneer God by jou inbreek en jou lewe inbreek, dan verryk hy jou. Hy versier jou lewe, nie versuur nie. Daar's 'n verskil. Hy versier my lewe met homself. Maria was nie op soek na wonderwerke nie. Sy was nie op soek na enige iets nie. Sy was nie eens gekwalifiseerd nie in haar eie oë nie, want die woorde van die engel het haar ontstel. Sy, wat kan hierdie beteken? Wow. Wat praat hierdie engel? Praat hierdie engel regtig aan my? Jy al so gevoel? Wanneer jy met God ontmoet, wanneer God met jou praat en dan is dit soos in, wow, is hierdie regtig vir my? Is dit ek? Wil God regtig in my lewe inbreek? Dis wat Kersfees is. Dit is my herinnering dat God breek in ons lewens. Lukas 1:29 sê vir my, dat sy was ontsteld oor sy woorde. Wanneer God baie keer 'n inbraak in my lewe maak, is dit nie gemaklik nie. Ek kan ontsteld raak. Dit kan vir my dalk inconvenient voel. Dit kan vir my dalk ontydig voel. Dit kan vir my ongemaklik voel, wanneer God my lewe wil verander. Want jy sien, ek is set in my ways hoe ek die ding wil doen, en ewe skielik deur God wat inbraak maak op my lewe, verander my way of thinking, verander my way of doing. En dit is wat presies wat met Maria gebeur het, 'n gewone meisie. So by the way, julle weet hoekom is Jesus nie gebore in Bethlehem daar in Judea en nie in die Vrystaat nie, né? Weet julle, dat hulle kon nie 3 wyse manne in die Vrystaat kry nie. Ek sê dit maar net. Ek kom van die Vrystaat af. Ek is daar gebore, shame. My ma het net daar deur gery. Nee, nie regtig nie. Maar wanneer God in my lewe inbreek, ek sê ek het jou aandag weer. Wanneer God in jou lewe inbreek, jy hoef nie te gaan soek vir hierdie wonderwerk en dan na wonderwerk dan verander God nie. God kan met jou verander deur sy seun wat vir jou gesterf het en jy hom innooi in jou lewe as jou verlosser en saligmaker, en dis die doel van Kersfees, sodat ek en jy Christus kan ontvang. Dit begin nie by 'n krib nie, dit begin by 'n jong vrou met die naam van Maria. Dis waar dit begin. Dit begin dalk met vrees en verwarring vir jou. Dit begin dalk met onsekerheid. En baie keer het julle al gebid, ek het al gebid, Here gee vir my vrede. Ek meen die engele sê vrede op aarde, né? Maria, moenie bang wees nie, vrede, rustigheid, jy's geseënd. En ons voel onseker oor hierdie goeders baie keer. Maar wanneer ek baie keer bid, Here gee vir my vrede, dan kan God in dieselfde asem bring hy vir my openbaring. Hy maak vir my 'n nuwe lewe oop. Hy maak vir my 'n nuwe denkwyse oop. Hy maak vir my 'n nuwe optrede oop. Hoekom? Want hy breek in my lewe. Hy verander alles. As God inbreek, dan sê hy eintlik vir ons, vertrou my. Dis wat hy vir Maria sê. Vertrou my. Sy sit daar en sy's bang, hoor. En so kan ek en jy baie keer baie vreesagtig voel oor hierdie inbraak van God. Maar as jy seker, ek kan God net vertrou dat hy inbraak maak op my lewe. Ja, jy kan. Want jy sien, as jy hom toelaat om in jou lewe in te breek en jou lewe verander, gaan dit op die lange duur werk dit net beter uit. Dis nie maanskyn en rose elke dag nie.
Ek dink nie dit was maklik vir Maria nie. Onthou, sy's 'n ongetroude, swanger vroutjie, wat nie 'n man het nie. Die skaamte wat oor haar kom, die hardship, al die goeders, en Josef was op die punt om haar in die geheim te los, want hy wil haar nog so half beskerm, en wat ook al, en toe moes die engel vir hom ook gaan sê, wow, dit wat in Maria is nie iets lelik nie, dit is iets mooi. Dis wat die Heilige Gees gedoen het. So baie keer wanneer ons God sê, Here, breek in my hart, en ons bid, Here, gee my vrede, gaan dit baie keer gepaard met 'n bietjie onsekerheid, soos in Maria se geval. Maar vertrou hom op jou pad. As God inbreek, sê hy, vertrou my, al verstaan jy nie. Maria het alles verander. Maria is vir my die begin van hierdie hele verhaal in die Nuwe Testament. En alhoewel sy onseker was, hoor gou wat sê sy in Lukas 1 vers 38. Toe God inbreek in haar lewe in, en sy voel onseker oor haar toekoms, en hoe God haar lewe gaan verander, sê sy, en Maria sê, hier is die diensmaagd van die Here, laat dit met my gaan, volgens u woord. Mooi, né? Ek dink as ons op Kersdag net vir die Here kan sê, Here, hier is ek, breek in my lewe, verander my, hier is ek, hier is u dienskneg, laat dit met my wees, soos u sê. Dis mooi, né? So wanneer God inbreek, gee hy ook vir ons daai versekering. God se inbraak kos nabyheid en nie gemak nie. Sien, en ek dink dis miskien ook party mense se probleem. As ons dink as God by ons lewe inbreek, gaan dit gemaklik wees. Maar hier is die krib en die hele storie van, daar is die plek vir Jesus om gebore te word hier, daar is die plek vir Maria en Josef in 'n herberg nie, die plek is chock en blok vol, selfs lekker slaap kon hulle nie help nie. Né? Wat rof gegaan. Hulle Google, hulle kom nêrens nie. Nader klop hulle nou maar 'n klomp deure en hierdie ou sê, "Yes, julle kan inkom maar nee, julle moet daar by die donkies gaan slaap en by die skapies en so aan." Maar wanneer God in my lewe inbreek, breek hy nie in my lewe in om vir my gemak te gee nie. Hy breek in my lewe om vir my nabyheid te gee. Maak dit sin vir jou? Dink aan die krib. Was die krib gemaklik? Of het dit nabyheid gebring? Dit het nabyheid gebring. Jesus sit Josef en Maria en hier kraai 'n hoender en daar bulkebees en hierso is wat ook al, en toe hulle weer hulle oë uitvee, toe is daar herders en die wyse manne, en ek weet nie of alles op een nag gebeur het nie, maar alles het so gebeur, hulle volg die ster en almal kom daar uit, volg God se opdrag, en maar hulle kom by nabyheid uit, hulle kom by hom uit daar waar hy is. So ek en jy, wanneer God by ons lewens inbreek, dan verander dinge. En terwyl hulle daar was, is die dae vervul, dat sy moes baar, en sy het haar eersgebore seun gebaar, en hom toegedraai in doeke, en hom in die krib neergelê, omdat hy daar vir hulle geen plek in die herberg was nie. En 'n mens lees hierdie goed so half terloops, dit is, ja, okay, daar was die plek nie, en ja, hy is in 'n stal gebore, en wat ook al, maar ek dink nie die krib was God se plan B nie. Die krib was God se plan A. En baie keer dan dink ons, wanneer die Here met ons werk, miskien moet ons God maar laat plan B doen, of ek wil plan B voorstel. Maar God sê, ek soek jou naby my. Onthou, wat is die rede vir die krib? Die rede vir die krib is nabyheid, nie gemak nie. So wanneer ek in hierdie lewe gaan alles nie gemaklik wees nie. Alles is nie maanskyn en rose nie. Alles gaan nie net altyd volgens hoe ek dit wil hê nie. Alles gaan nie altyd volgens die storielyn soos ek dit in my kop het nie, soos my droom uitwerk nie. Ek moet baie keer en baie keer moet ek gemak opgee om nabyheid te hê. En dis die storie van die krib vir my. Dit is wanneer God in my lewe inbreek, is daar 'n verskil. En die vraag wat ek myself afgevra terwyl ek hierdie preekie geskryf het, ek sit hier in voorberei en ek skryf daar neer, as God inbreek, breek hy in meer as my sitkamer. Hy breek in tot binne in die kas wat ek toemaak as die kuiermense kom. Julle almal het so kas, nee, of is net ons? Want ek nou nie van ander mense praat. Maar jy kry 'n kas, jy noem hom die wonderkas. Ja, jy wonder wat's daar binne.
Dus al die ander goeders gaan daar in daai wonderkas in. Nou, God wil in jou wonderkas inkom. Hy wil daar, baie keer maak ons oop vir God, né? Maar ons maak vir hom oop in die sitkamer. Amper soos, Here, kom net, maar sit hier in die mooi sitkamer, en dan bring ons ons het nie een van daai nie, maar ek het al gehoor die mense praat daarvan, ek het net al geleer deur die tyd van die Noritaki sets, met die goue lepels en die klein koppies, en die doilie oor die suiker. né? Die fancy goeders, as die grand mense kom. né? Maar as jou pelle kom, is dit daar, vat vir jou beker, man, daai een is gechip, is okay. Pas op, hy het verlede week my lip gesny, laat jy net nie, drink aan die ander kant. Nee, ek grap. My vrou sê, joh, ek het nie gekraakte koppies nie. Maar wat ek wil hê wat jy moet snap vandag is, wanneer God in jou lewe inbreek, breek hy nie in om in jou sitkamer te bly nie. Hy breek nie in om die mooi net te sien nie. Hy breek in om jou te verander. Hy breek in dat ek my wêreld vir hom kom oopmaak. Maar die wêreld het nie plek vir hom gehad nie. Maar ek moet vir hom plek maak. Die wêreld het tot vandag toe nie plek vir hom nie. Hy word uitgestoot. Hy word geminag. Hy word van gepraat asof hy nooit bestaan het nie. Hy word van gepraat van hy was maar net nog 'n goeie profeet. Hy was maar net iemand, maar hy's dood en he was good. Maar dis nie Jesus nie. Toe Jesus ingebreek het hy ingebreek en die lewe was nooit weer dieselfde nie. En die vraag wat ek myself afvra, is daar plek vir Jesus in my lewe? As daar nie plek in die herberg was nie, in die storie nie, wat van my lewe? Kan ek dalk sê in die einde van 2025, Here, help my vir 2026, help my vir vandag, dat ek plek maak in my hart, in my lewe vir U, met my oog op die toekoms. Kersfees gaan nie oor historiese detail nie, julle. Ons is so, mense raak so verwronge en ek wil amper sê ingeweef in die historiese detail. Gaan dit oor die historiese detail of die feit dat hy gebore is? Die feit dat hy gebore is, die feit dat hy 'n change kom maak, en die feit dat hy gehoorsaam was, ja, tot die dood toe sê die Nuwe Testament. Hy was gehoorsaam om die gedaante van God te verlaat en die gedaante van 'n dienskneg aan te neem, om gehoorsaam te word aan die mens, ja, gehoorsaam tot die dood toe. Dis wat ek lees. Jy sien, hy het plek gemaak vir my in sy lewe, maar die vraag is, maak ek plek vir hom? Waarvoor het ek plek? Het ek plek vir hom in die herberg, in my lewe? Het Jesus plek in my huis? Of het hy net plek in my kalender? En dis wat jy vir jouself moet vra. Is Jesus net op my kalender? O, hierso verjaar Jesus, daar verjaar die. Is net plek op my kalender? Maar dit plek in my lewe. Dis waaroor dit gaan. Hy het nie gekom vir gemak nie. Hy het gekom om vir nabyheid, om naby my en jou te wees, om 'n verskil te maak in my en jou lewens. Het jy plek vir hom? Dis die Kersfeesvraag. Dis wat die Kersfees storie vir ons leer. Maar wanneer God inbraak, skep hy bewustheid, né? Wanneer God by ons inbreek in ons lewens, skep hy 'n bewustheid. Nou kom ons kyk na ander karakters toe nou. Kom ons los vir Maria, rustig daar in die krib. Kom ons kyk net so end weg, na 'n klomp herders toe daar op die veld. Hulle is besig daar in die veld, hulle skapies, hulle pas hulle skapies op. Dit moes aand gewees het, want die sterretjies was uit, en dit moes somer gewees het in die noordelike halfrond. Want hulle is buitekant met die skape. Maar dit gaan nie oor die storie nie. Dit gaan oor wat gebeur het. En weer eens kan ek vir dieselfde woorde sê, die herders mind hulle eie business. Hulle is nie besig om te soek vir enige iets nie. Maar God kom skep 'n bewustheid by hierdie herders. En al wat ek jou vra met hierdie puntjie vandag is jy bewus van God in jou lewe? Skep Kersfees 'n bewustheid van God in jou lewe. Hy sê, nou was herders in dieselfde landstreek wat op die oop veld gebly het in die nag oor hulle skape wag gehou het, en met een staan daar 'n engel van die Here by hulle, en die heerlikheid van die Here het rondom hulle geskyn, en groot vrees het hulle oorweldig. Is nogal snaaks wanneer God inbreek in jou lewe, is daar altyd vrees, né? Daai onsekerheid. Maar dan verander dit
in sekerheid. Hy sê in die Engels sê vir hulle, moenie vrees nie, dis die derde keer nou, wat God begin praat het, hy sê, moenie vrees nie. Hy sê, want ek bring vir julle 'n tyding van groot blydskap, wat vir die hele volk sal wees, dat vir julle vandag in die stad van Dawid gebore is, die saligmaker, wat Christus die Here is. Hier is die bevestiging, dat hy Christus en die Here is. En dit is vir julle teken, julle sal die kindjie vind, wat in doeke toegedraai is, en wat in die krib lê. En daar was saam met die engele 'n menigte van hemelse leerskare wat God prys en sê, eer aan God in die hoogste hemele en vrede op aarde en die mense 'n welbehae. Dis die boodskap wat gebring word. Bewustheid vir die hele wêreld. En toe die engele van hulle weggegaan het na in die hemel, sê die herders vir mekaar, laat ons dan na Bethlehem gaan en hierdie ding sien wat gebeur het, wat die Here aan ons bekend gemaak het. Weereens, normale mense, gewone mense, aan wie het hy verskyn? Nie aan die wetgeleerdes nie. Nie aan die skrifgeleerdes nie. Nie aan die koning nie. Nie aan een of ander ou met 'n titel nie. Hy soek gewone mense soos ek en jy, om 'n verskil in ons lewens te maak. En dis vir my die groot boodskap. Hy sê, en hulle het met haas gegaan, en Maria en Josef gevind, en die kindjie wat in die krib lê, en toe hulle dit gesien het, het hulle oral die woord bekend gemaak, wat aan hulle van wie die kindjie vertel is. Hoor gou hierso, nou skep die herders bewustheid. Dis nice, né? So, God skep bewustheid, en dan moet ek bewustheid skep. So, wanneer ek God toelaat om in my lewe in te breek, as jy hierdie kan saamvat, sal dit great wees. Wanneer ek God toelaat om in my lewe in te breek, skep hy bewustheid in my hart. En wanneer hy bewustheid in my skep, verander daar iets in my, en ek skep weer bewustheid vir hom. Hoekom verkondig ek Christus? Want ek wil nie alleen eendag by hom wees nie. Ek wil hê almal wat vir wie ek lief is, moet saam met my gaan. Ek is lief vir jou, hoor. Wil jy moet saam met my gaan? Ek nooi jou. Wil jy nie ook eendag die ewige lewe saam met Christus spandeer nie? Kom ons skep bewustheid by mense, vir almal wie jy lief is, vertel vir hulle hierdie verhaal. Vertel vir hulle, sê vir hulle, ek wil jy moet saam met my eendag in die ewige lewe ingaan. Ek wil jy moet saam met my eendag by Jesus wees. Ek wil jy moet saam met my wees daar waar God is. Kersfees wag nie vir mense wat reg is nie. Kersfees gaan na elkeen van ons toe. Hy sê, ek sien jou raak. Daar sit die herders. Pas hulle skapies op, lekker rustig. Die volgende oomblik sê God, ek wil jou bewus maak van my seun. Dis hierdie woord wat met ons gedeel word. Ek wil gou hê as ons net hierdie twee versies lees. Dis twee versies, hulle is nie aan mekaar geskryf nie. Onthou dis vers 10 en dan skiep ek 'n paar en dan is dit vers 13 en 14. Dis kom ek die sterretjies ook tussen gesit het dat jy dit saam met my mooi so kan verstaan en lees. Hy sê en die engel sê vir hulle, moenie vrees nie, want kyk, ek bring vir julle goeie tyding van groot blydskap wat vir die hele volk sal wees. So hierdie is nie 'n beperkte boodskap net vir my nie. Hierdie is 'n beperkte boodskap net vir Christene nie. Hierdie is 'n beperkte boodskap net vir goeie mense nie. Hierdie is 'n beperkte boodskap vir een of ander kerk nie. Hierdie is nie vir een of ander denominasie nie. Dit gaan nie daaroor nie, julle. Hierdie is 'n boodskap vir die wêreld. Vers 13 en 14 sê, hy sê, en skielik was daar saam met die engel 'n menigte van hemelse leerskare wat God geprys het en gesê het, eer aan God in die hoogste hemele en vrede op aarde en die mense 'n welbehae. Blydskap vir die onbewustes. Kersfees wag nie vir mense wat reg is vir die boodskap nie. Kersfees is 'n boodskap want ons weet dat ons God nodig het. Hoor wat sê Lukas. Lukas 1 vers 32 en 33 sê, hy sal groot wees en die seun van die Allerhoogste genoem word en die Here God sal aan hom die troon van sy vader Dawid gee. En hy sal koning wees oor die huis van Jakob, wanneer? Tot in ewigheid. En dis waar ons wil wees. En
aan sy koninkryk sal daar geen einde wees nie. Al die ander koninkryke gaan verbygaan, maar sy koninkryk sal nooit ter nimmer stop nie. Laaste punt, ek sluit af. Kom ons kyk wat God vir ons sê. As God inbreek, verg dit 'n reaksie. Jy sien, dit help nie ons preek nou van Kersfees en hoe dit ander mense verander nie. Nou wil ek jou trek na jou reaksie toe. Wat is jou reaksie op God se roepstem? As God dan nou in die lewe ingebreek het, as hy in die geskiedenis ingebreek het, as hy deur sy seun Kersfees ingebreek het, deur sy seun Jesus Christus op Kersfees ingebreek het, of deur Kersfees, hoe jy dit ook al wil sien, ingebreek het in my lewe, dan is daar verskillende reaksies. In Matteus 2, lees vir my, leer ons, daar's verskillende reaksies van verskillende mense op hierdie nuus. So kom ons kyk gou hoe het verskillende mense gereageer. Die eerste ou is Herodes. Hoe het Herodes gereageer? Ek gaan vir jou 3 reaksies wys. Die eerste een is Herodes in Matteus 2 vers 3. En toe die koning Herodes dit hoor, dieselfde boodskap hoor, was hy ontsteld en het die hele Jerusalem saam met hom. So hy raak ontsteld en almal is ontsteld oor hierdie nuwe koning. Want onthou nou net, vir Herodes is hierdie Jesus wat gebore word is nou dis 'n probleem vir sy koninkryk. Want hoe kan daar nog 'n koning gebore word? Ek is dan koning. En is dit nie partykeer mense se normale reaksie nie? Hoe kan ek Jesus die koning van my lewe maak? Ek wil koning wees van my lewe. Ek wil in beheer wees. Herodes voel bedreig. Hy's ontsteld en bedreig, dis sy emosies. Wat is sy reaksie? Hy neem beheer, gedrewe deur vrees. Wat doen hy? Hy sê, gaan soek hierdie kind. Gaan soek hierdie kind. Hy stuur die wyse manne, gaan soek hierdie kind. Ek wil hom hulde bewys. Nonsens, Herodes, jy wil hom doodmaak. Nie Joel praat nie, Herodes. Dis nie jou intensie nie. Jy sien, en daarna, toe hy nie sy sin kry nie, toe maak hy al die seentjies dood onder 2 jaar. Jy sien, partykeer is ons reaksie uit vrees uit en ons wil ons distansieer van hierdie Kersfees storie. Dis die een reaksie. Die volgende reaksie is die owerpriesters en die skrifgeleerders, die kerkmense. Hoe het hulle gereageer? Matteus 2 vers 4 en 5 sê, en hy het al die owerpriesters en die skrifgeleerders van die volk bymekaar laat kom en by hulle navraag gedoen waar die Christus gebore sou word. Dis nou Herodes. En hulle het vir hom gesê te Bethlehem in Judea, want so is daar deur die profeet geskrywe. So die kerkmense, die profete, ek wil amper sê die skrifgeleerdes, die fariseërs, die sadduseërs, die wetgeleerdes, almal die kerkmense, hulle het die feite gehad. Hulle het geweet wat gaan gebeur. Hulle het die waarheid gehad. Maar hulle emosie, selfvoldane kennis. Ek weet, die Christus gaan gebore word. Ek ken hierdie storie. Ons weet van hom, maar aanvaar ons hom. Selfs toe Jesus later onder hulle gearbei het en wonderwerke in hulle midde gedoen het en mense gesond gemaak het, dooies opgewek het hulle nog steeds nie geglo nie, want hulle het mos die kennis. Jy kan vanoggend hier so sit en jy kan die kennis hê van die Kersstorie. Maar is dit hartskennis of is dit kopkennis? En dis waar die verskilling kom. Here, ek wil eerder hê dat hierdie ding hartskennis word. Ek kan selfvoldane kennis hê. Ja, ek is nou al soveel jare Christen en ek is gebore Christen. Ja. Hoe het Louis Malherbe gesê? As jy in 'n garage gebore is, maak dit jou nie 'n kar nie. Soos jy te sê, as jy gebore is in 'n Christenhuis, dat jy 'n Christen is nie. As jy gebore was in McDonald's, was jy nie 'n burger nie. Dit gaan oor 'n ondervinding, waar ek Jesus ontmoet, wanneer ek hom innooi as my saligmaker. Wat was die skrifgeleerdes en die owerhede se reaksie? Hulle reaksie was sonder kennis, kennis sonder gehoorsaamheid, ekskuus. So, dit gaan oor, hierdie Kersstorie gaan oor gehoorsaamheid. Die laaste enetjie is die wyse manne. Matteus 2 vers 11. Hy sê, en hulle het in die huis gegaan en die kindjie by Maria sy moeder gevind. En hoor gou hierdie reaksie. En hulle het neergeval en hom hulde bewys. Daarop maak hulle skatte oop wat hulle bring en hulle bring vir hom geskenke goud en wierook en mirre.
Baie mense wat sê, daar was nie net 3 wyse manne gewees nie, was net 3 geskenke, maar daar staan nêrens was 3 wyse manne nie, daar staan net, daar was wyse manne uit die ooste. Maar dis weer eens semantics, dis weer eens, dit niks met my saligheid te doen nie, of nou 3 of 13 of 23 was, of wat ook al, hier is die feit. Hulle het gegaan, en toe hulle hoor van hierdie kindjie, het hulle gegaan en hom gesoek, die ster gevolg, by hom uitgekom en hoor gehou, die reaksie was opgewondenheid, aanbidding. Hulle knie het gebuig in aanbidding. Lof en aanbidding was die reaksie op hulle emosie. En dis waarin ons gedryf moet word. So die vraag wat ek jou wil vra is, hoe reageer jy op Jesus? Want kennis is nie genoeg nie. Tradisie is nie goed genoeg nie. Wat doen ek as God inbreek in my lewe? Johannes 1 vers 12 sê, maar almal wat hom aangeneem het, aan hulle het hy mag gegee om kinders van God te word. Hoor gou hierso, hy gaan aan, hy sê, hulle wat in sy naam glo. Daai woordjie in maak 'n groot verskil. Is nie net aan sy naam glo nie, in sy naam glo. Dit gaan oor verplasing van my geloof. Nie in my tradisie nie, nie in my agtergrond nie, maar ek verplaas my geloof in Christus. Ek glo nie net aan hom nie, ek glo in hom. Ek verplaas my vertroue in hom vir die ewige lewe. Vandag is nie net nog 'n Kersfees nie. Dis nie net nog 'n Kersdiens nie. Dis nie net nog mooi songs wat ons geluister het en gesing het nie. Jesus wil nie net in die wêreld inbreek nie. Jesus wil in jou lewe inbreek. Dis 'n groot verskil. En dis waaroor Kersfees vir my gaan. Is God breek in my lewe. Hy wag nie tot ek gereed is nie. Hy wag nie tot ek reg is nie. Hy wag nie tot ek een of ander iets bereik in my lewe en dan wil hy inbraak in my lewe. Hy sê kom soos jy is, kom net soos jy is. Almal wat dors het, kom na die waters. Dis 'n oop uitnodiging. Dat ons kan kom soos ons is, maar ons bly nie soos ons is nie. Kersfees beteken nie dat God jou lewe gaan mooier maak net nie. Hy gaan jou lewe verander. Waar in my lewe staan hy buite? Hoe kan ek hom binne nooi? Gaan ek hom toelaat dat hy by my inbreek? Toe God inbreek in die lewe, het die wêreld hoop, het hoop in die wêreld 'n nuwe naam gekry. En sy naam is Jesus. Dis waaroor hierdie storie gaan. Dis waaroor vandag gaan. So gaan ek en jy toelaat dat hy by ons inbreek en dat hy 'n verskil maak in ons lewens. Wat gaan ons reaksie wees? Ons kan kies. Gaan ons reageer soos Herodes? Reageer ons soos die skrifgeleerdes en die owerpriesters? Of reageer ons soos die wyse manne? Dis dalk die wysste wat hulle was in hulle lewe, né? Is toe hulle daai ster gevolg het en wat hulle gebring het tot by daai punt in daai stal in Bethlehem. En daar breek hulle reaksie uit op lof en aanbidding. Ere aan God in die hoogste hemele. Vrede op aarde en vir die mense 'n welbehae. Mag julle 'n verskriklike, lekker, fantastiese dag hê. Mag die Here vir julle seën en naby jou wees. Mag jy kuier met jou vriende en jou familie en net 'n lekker dag hê. Maar moenie vergeet waaroor vandag regtig gaan nie. Dis lekker om presentjies te kry. Dis nog lekkerder om dit te gee. Die grootste is dit wat ons by hom gekry het. Vergeet die semantics. Vergeet van al die ander dinge wat mense wil byvoeg en goeters. Dis waaroor dit gaan. Dis waaroor dit gaan. En ek gaan baie moeilik anders ter oortuig word. Christus is gebore. Mag hy in jou lewe 'n groot verskil maak.
Kom ons maak ons oë toe. Hemelse Vader, wat 'n wonderlike voorreg om vandag hier te kon wees. Dankie Here dat U vir ons gelei het deur 2025. En waar ek ook vandag die voorreg het om in die laaste keer in 2025 met hierdie gemeente te kan chat. Wil ek vra dat U ook ons sal laat terugkyk op ons jaar vandag. Terugkyk op ons verhoudings, terugkyk op ons verhouding met U, terugkyk op wat U bereik het. Laat ons nie in die verlede bly by ons foute nie, Here, maar laat ons eerder bly by dit wat ons kan verander. Hoe ons dit wil verander. En Here, my gebed is net dat U by elkeen van ons se lewens sal kom inbreek. En dat ons U sal toelaat om ook ons geskiedenis te verander, soos U die geskiedenis van die wêreld verander het. Ons bid nou dat die Here vir ons sal seën. Ontvang die seën van die Here, gaan in sy vrede, die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader, en die gemeenskap en die inwoning van die Heilige Gees, ook vandag in jou lewe. Amen.